Weet jy hoeveel mense klim op hulle perkie wanneer iemand nou 'n vloek oor hulle uitgespreek het? Of Jessie, iemand het gesê hulle gaan hulle vervloek. Ek het al gehad mense wat sê hulle gaan my toer, dan sê ek, Here, dan kom gee ek hulle maar 'n ou drukkie. Dan sê die mense, maar as jy nie bang nie, hierdie mense is Angoma, nee, hulle toer, hulle spreek vloeke oor jou uit. Dan dink ek by myself, luister gou hier, die woord van God sê dat niemand kan vervloek dit wat God geseën het nie. En ek is geseën deur Jesus Christus en die bloed van Jesus op my lewe is ek 'n geseënde en ek is 'n gesalfde en ek is geroep, ek is God se kind. Die bloed van Jesus maak my toe. Hoekom sal 'n vloek nou op my land? Nou raak ouens omgekrap. Nee, hier's nou 'n vloek op my, 'n vloek op my. Hoor gou hier. Enigste tyd wanneer jy bekommerd moet wees oor 'n vloek wat op jou kan land is wanneer jy hom verdien. Dis al wanneer jy bekommerd wees. Hoekom sê ek so? Wat's gou hier? Spreuke 26 vers 2. Sê soos voeltjies wat verbyvlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. Hoor hoe mooi is dit? Soos voeltjies wat verbyvlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. Ek wil gou vir jou lees wat sê die Passion Translation van hier. Hy sê, an undeserved curse will be powerless to harm you. It may flutter over you like a bird, but it will find no place to land. En dan die footnotes is vir my so mooi. There is an implication in some Hebrew manuscripts that the curse will go back and land on the one who wrongly spoke it, like a bird going back to its nest. Wanneer 'n ou 'n vloek oor jou uitspreek, wat jy nie verdien nie, dan soos 'n voël wat van hom afkom en nie landplek kry nie en moet teruggaan na hulle nes toe. So volgende keer iemand 'n vloek oor jou uitspreek, dan sê jy daai voël het nie landplek hierso nie, want Spreuke 26 vers 2 het gesê daai voël gaan terug daartoe. Wanneer jy iemand vloek, moet jy pas op. As daai persoon nie daai vloek verdien nie. Nou ek sê nie mense verdien vloeke nie, ek glo nie mense verdien vloeke nie. Maar wanneer jy 'n mens vloek, pas op, laai vloekie terugkom na jou toe nie. Dis daai ding van wat jy saai, sal jy maai. En nou Spreuke 18 sê dat lewe en dood in jou mond is en jy moet lewe kies, nie dood nie. Nou spreek jy 'n vloek oor 'n ou. Nou môre, verstaan jy nie hoekom val dinge uitmekaar by die werk, werk jy huwelik, hoe se finansies soos omdat jy heeltyd oor ander mense loop en praat. Dis hoekom volgende keer as iemand jou omkrap, vir my, as daai taxi drywer voor my inry, sê ek, Here, ek bless daai taxi drywer met 'n vakansie in Mauritius. Want as hy my nie ontvang nie, dan moet die vakansie mos nou terugkom. So ek glo dat as God sê die vloek gaan uit en kry nie landplekie en kom terug, dan moet die seën ook uitgaan. As hy seën nie landplek kry nie, moet daai seën terugkom. Dis hoekom dit so belangrik is om te bid vir jou vyande en hulle te seën. Hoekom? As hulle dit nie ontvang nie, waartoe gaan dit? Kom terug na jou toe. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier luister. Here, dat daarso waar mense onverdiende vloeke oor uitgespreek het, laat daai woord van God waar sal raak in hulle lewe, en daai vloeke net so teruggaan aan daai persoon wat uitgespreek het. Maar ek bid ook vir myself vandag, Here, dat ek nie omgekrap sal raak en enigiets negatief sal uitspreek oor iemand nie, sodat dit wat onverdiend is nie terug op my eie lewe sal kom nie in Jesus se naam. Vader, ek bid dat U my sal help met dit. 'n Wag voor my mond sal sit, dat lewe uit my mond uit sal kom. Ons celebrate ons vyande. Ons bid hulle vandag. Here, ons seën hulle met gesondheid, met finansies. Ons seën hulle met vakansies in Mauritius, die hele familie. Elke vlug betaal, geen skuld nie. Skuldvry, al die vyande, skuldvry. Here, ons spreek hulle vry. Ons laat hulle gaan. Ons het niks met hulle, ons wil niks op ons hande dra nie. Ons dank U, Jesus, dat U seën genoeg vir ons is. Die seën van die Here. Spreuke 10 vers 22 sê seën van die Here maak ons ryk. Moeitevolle arbeid voeg niks by nie. Dankie Here dat U seën op ons kom rus in Jesus se naam. Amen.